Môre mense, nou ja, hier is ek terug om julle nog 'n stukkie van my lewe, my ondervindings te vertel en mense vra my, Marokko, wat doen jy vir 'n lewe? Nou ja, ek gaan vandag met julle deel wat ek vir 'n lewe doen. Ek het groot geword saam met 'n pa wat 'n boilermaker was, 'n man wat met sy hande gewerk het en natuurlik, baie gou het ek ook geleer om my hande te werk en dit het my pad geword en ek was 16, 17, toe kon ek al weld met 'n cutting tools, boor en grind. En ja, na skool is ek army toe, 2 jaar gewees daar, so goeie tye gewees, harde tye wat jy nie wil oor hê nie, en natuurlik ook, as ek toe 'n klaas daar, ek by Bellville munisipaliteit gaan werk, en daar het ek geleer om op die paaie te wees, ek het koor 14, en ek het geleer om abnormale voertuie te ry, en laaigrawe en diggerloaders en polklines en tractors en enige ding wat gerol is, enige ding wat jy gebruik op die paaie, Rocco daarmee gewerk. Dit was lekker gewees, ek het geleer om te teer, ek het geleer om chip te sprei, ek het geleer om kanale op te sit, ek het geleer om stormwaterpype te lê, ek het geleer om sigpype te lê, en dit was lekker gewees, ek was 'n jong man nog, en vroeg in my 20's, en toe sê my pa vir my, ou seun, wil jy maar vir my kom werk? En ek is na my pa toe, en daar het ek aangegaan met sy staalwerke, hy het 'n groot staal besigheid gehad. En ek het baie groot goed gedoen, afdakke, store, palisade, fencing, my pa het groot kontrakte gehad, daar het by spoorweg, en om die substasies, palisade fencing gesit, en dit is 'n groot deel van my lewe gewees. Wel, die opsit en installasie. En toe het ek later, my pa het ook 'n paving besigheid gehad, soos ek die paving, staal gedoen het, ek paving gedoen, en daar het ek begin leer om paving te doen, en dit was my lekker gewees. As ek nie fabrieke opsit nie, dan doen ek paving of landscaping, en want paving en landscaping loop saam. Ek het dit gelief om mense se huise te vat en te verander in paradys. Daai oomblik as jy by die huis kom en sê, dis mooi. Nou ja, ek lewe vir daai uitdrukking, en was my mooi. Ek het gelief om jou huis so te verander, jou hele jaar so te verander, dat jou hele huis se gesig anders lyk. Nie te lank daarna nie, 'n paar jaar later, toe koop ek my pa se paving besigheid by hom oor, en daar het ek begin om die hele Kaap plat te pave, en om mense se drome waar te word, hulle huisies mooi te maak. Later het ek begin leer om klein muurtjies te bou, retainings te doen, braai aan te bou, en so het my bou ook begin opkrikkel, en skielik kon ek aanbouings doen, en braaikamers bou, double garages, store, was my passie, was my lekker gewees, al meer uitdagings, die een afdak na die ander afdak. En so ek kon na jou huis toe kom, ek kon pas as jou hele huis vir jou verander soos jy graag wil gehad het, restaurasies doen, en ek het dit gelaat, want elke keer is by 'n nuwe huis, nuwe mense, iemand nuut wat ek kan bly maak en hulle droom laat waar word. En so het dit gegroei, en nadat ek begin om swembaddens te bou, jacuzzis te bou, kooidamme te bou, selfbou, selfpleister, self-plumbing doen, en my lewe was my lekker gewees, en ek het die boubedryf begin like. My kinders het altyd saam met kom werk, en dan speel op die sandhoop, terwyl pa besig is, so nog klein. Maar ek het ook baie spanne gehad, baie mense gehad wat my gewerk het, en kyk hoe grys raak 'n mens, ek is baie ouer as wat ek is, en vandag is ek amper 60 mense, en ek het, van daar af het ek net gegroei, en van die een plaas na die plaas, ek het gelief om vir plase te werk, ek het groot plase gewerk, soos Zevenwag en Kuilsrivier, waar ek meeste van die paving gedoen het daar, seker 5-6 vierkante meter. Ek het Zevenwag se pad in Johnson van my huis gebou in die berg, en as ek 'n kilometer pad op sy huis wat ek gepomp gepave het. Dan was daar gewees
Daar's baie plase waar ek gebyt het, maar ook 'n plaas wat baie belangrike rol speel is Chamonix, 'n wynplaas daar in Franshoek, Spogplaas. En daar is so een van die grootste plase seker in Franshoek. En daar het ek kon ek myself uitlewe. Nie net het ek 'n wildkamp vir hom gebou nie, en krippe gebou waar diere kon drink sonder dat hulle bang is nie. Ek het damme met 'n klip uitgebou, watervalle gebou, landscaping gedoen, ek het paving gedoen, baie gedoen. Ag mense, julle gaan nie glo nie, ek het evenhout cabins gebou, lapas opgesit. Ek het outside toilets gebou met latte en goedes wat lyk soos 'n regte African. Ek het goed gebou aan die berg, watervalle, damme en ja, ek het seker 20 jaar daar gewerk wat ek gereeld werk daar by die plaas gaan doen. En as ek daar kom, sien ek het daai gedoen, ek het daai gedoen en die plaas is pragtig, 'n Spogplaas. En weer eens, ek het geloof om goed te vat en dit net te verander. Jy sê, wow, as jy dit sien. Ek het begin om rockpools te doen en groot rock art te doen, Sun City klippe. Ek het dit geloof en vandag doen ek nog steeds reparasies op sulke klippe. Mense wat rock art by hulle huis het. Ek het 'n paint wat ek opsit wat nie heel afkom nie, mense. Ek het dit werke wys wat ek 30 jaar terug gedoen het, waar die verf nog steeds op is. Dit is nie 'n oxide verf nie, 'n PVA verf. Almal gebruik PVA dakverf, ek gebruik 'n oxide. En hy kom net nie af. Hoe ouer hy word, hoe meer ryk is so 'n klip. So ja, dit is wat ek ook doen vir reparasies werk, maar ek is daar weg en ek het net besef, ek het te veel mense, ek het te veel, kyk hoe grys is ek love die buitelewe. En van daar wat ek baie meer op plase konsentreer en op klein hoeves en ek doen nou nog maar huise wat ek mense se huise restaureer en verander en mooi maak. Ek dink wat ook vir my lekker was is toe ek uiteindelik wegbreek en ek kom 'n lange baan en ek sê okay, ek wil nie meer so baie mense hê nie, ek wil nie meer so werk jy in jou kas in mense en ek het besef dis nodig hier. Ek het begin 'n lange baan te bou en daar het ek gou gesien, nee man, ek is weer besig met dieselfde kar in te klim en weer myself weer my kas te werk en daar so baie bouers, almal kat mekaar se pryse en ek besef nee man, dis nie wat ek baie keer wil geloop nie. En ek is weg nadat ek ook baie diep spiritueel begin word het en meer gevind het, dit is 'n innerlike saak. Jy is 'n mens, moet jouself verander. Ek is weg, ek is daar in die Parel gekom by Connie Fernandes en haar man Trevor. Ag, pragtige mense. Ek het so baie by hulle geleer en daar het ek hulle klein hoewe gevat en in 'n paradys van hulle mense. Ek het groot swembaddens gebou daar. Ek het groot regte klippe gebruik om rockpools te maak. Ek het kastele gebou, ek het aanbouings gedoen, riviere beddings waar gesit, watervalle waar gesit. Ek het uit my pad is gegaan om 'n plek in 'n paradys te verander en soos julle op die foto sien, dit was my seker een van die lekkerste projekte wat ek nog gedoen het. Al plekkie lyk soos 'n klein miniatuur Sun City vir kindertjies wat verjaar. Julle kan gerus Greystown venues bel en jou kind soen te vat vir 'n kinderpartytjie. Mense glo vir my, die plek is altyd vol. Mense love dit om te wees en Connie en Trevor en Lucy is seker die mooiste mense wat ek in my lewe ontmoet het. Hulle is die eienaars daar so en glo vir my, as julle so toe gaan, alles wat julle basies sien is wat ek gebou het en ek het ook 'n halwe kilometer se fence om haar plaas gesit en ja, dit is wat ek doen. Een van my mooi projekkies wat ek ook gedoen het was daar so in Kommetjie waar ek 'n vroutjie se hele droom waar gemaak het. Haar retreat waar gebou het. So net hier, sy het 'n gypsy wagons gehad wat mekaar het was. En ek het vir haar 'n symbol van mooi gemaak en haar hele erf waar landscape
en na 'n retreat van mekaar geslaan en dit was nou 'n exciting tyd gewees in my lewe. 'n Pragtige mens. En daar het ek seker 3-4 maande gewees en net haar droom waar gemaak en mense, as julle ooit in Kommetjie kom, gaan soek die vrou met die gypsy wagon, so net hier, en geniet hom, beweeg. En ek het van daar af beweeg van een plaas tot die volgende plaas en klein aftakkies gedoen, houtlappers, houtdekke, goed is wat ek net kon doen, soos wildheining om die plaas en fancies wat ek doen en dit het my besig gehou en ek het gevoel ek is nou al 'n ou man, ek kan dit doen, ek het 'n groot span nodig en baie dinge doen ek self, mense. Ek love dit om self te werk. Baie keer dat ek mense met my help, is ook ek kom grawe jy die gat, maak jy die konkreet, ek gaan bou. En ja, dit is my lewe. Ek gaan maar van een plekkie tot 'n ander plekkie, maak mense se drome waar en verander hulle plekke net in 'n mooi plek. Mense wat my ken gaan altyd sê Rocco is 'n baie eerlike mens. Ek is my woord is my woord, my naam is my naam en ek probeer altyd net om goed te doen. En mense, dit is my lewe. En dankie as julle projekkies het wat julle voel, julle het iemand nodig, iemand wat julle kan vertrou, iemand wat daar kan staan, wat daar kan wees. Ek noem myself die travelling builder, want ek het sit as jy werklik groot is en daar's plek op die plaas of op die klein hoewe of by huis, dan trek ek in en ek help om die veranderinge te bring en ek doen dit omdat ek 'n passie het om dit te doen. Nou ja, julle kan my bel as julle iemand soos ek nodig het, 084-560-2400 en as jy weer sien, dan begin ek aan by jou. Groete liefde, Rocco.